Goeiedag, baie welkom by Woordspieël. Ons gaan voort met ons reis deur Handelinge en ek lees vir jou vanuit Handelinge hoofstuk 17 vandag en die tema is verontwaardig. Ek lees vir jou vers 16. Terwyl Paulus in Athene vir hulle wag, het hy diep verontwaardig geword toe hy agterkom die stad is so vol afgodsbeelde. Paulus stap rond in Athene en ons lees dat hy verontwaardig word as gevolg van al die afgode wat hy daar so sien. Die gevolg is dat hy die afgoderry aanspreek, dat hy die goeie nuus verkondig, dat hy die mense herinner en by die ware God wil uitbring. Paulus was verontwaardig nie omdat iets hom sleg laat lyk het nie omdat sy beeld of sy voorkeure aangespreek of aangetast word nie, maar omdat die afgoderry vir God afskuwelik is. Die vraag vandag is of ek as 'n volgeling van Jesus verontwaardig word deur sonde en deur onheiligheid, dit wat om my gebeur, wat miskien kultureel aanvaarbaar is, almal doen dit dalk, maar dis vir God afskuwelik, word ek verontwaardig daardeur of gaan ek nou maar net saam met dit en dryf dit daai verontwaardiging dan my tot een of ander aksie om dit aan te spreek, of raak ek verontwaardig dalk omdat iets my beeld en my voorkeure aantas. Ek is van mening dat ons nie eintlik verontwaardig is deur sonde nie. Ons raak verontwaardig as iets my negatief beïnvloed, my gemak aantas. Maar ek moet verontwaardig raak oor dit wat God nie van hou nie. Dinge soos ongeregtigheid, dinge soos uitbuiting van armes, morele lae standaarde, mense wat sê hulle volg Jesus, maar hulle leef eintlik glad nie as volgelinge van Jesus nie. Dan kan ek daarteen optree. Dit is soos Jesus wat kwaad word vir die handelaars, die ongeregtigheid wat in die tempel aangaan. Nie die honderde kere waar mense hom aanvat en hom sleg maak nie, maar oor dat mense weerhou word van aanbidding as gevolg van dit wat in die tempel aangaan, het Jesus verontwaardig geword. Waaroor raak jy verontwaardig en wat doen jy daaraan? Kom ons bid saam. Heilige Gees, help my om verontwaardig te word oor dit wat God afronteer en dan op te tree oor dit. Amen. Mag jy 'n wonderlike dag hê. Die Here seën jou. Tot volgende keer.